Goeiemôre, broers en susters. Ek hoop en bid dit gaan met jou baie goed. Hartlik welkom by ons laaste erediens van 2025. Ja, ons is 4 dae weg van 2026 af. Ons kan eintlik nie veel doen aan dit wat in 2025 gebeur het voordat 2026 kom nie. Daar's 4 dae oor, ja, maar as mense wat nog moet verjaar. Die Here kan ons kom haal ook in die volgende 4 dae. Maar ja, wat 2025 betref, die punte is op die bord. Wen of verloor, ons kan nie veel verskil daarin maak nie, behalwe dat ons die regte besluite kan neem oor 2026. En my tema vir hierdie laaste diens van 2025 is, jy kan. Jy kan ook. En mag die Here vir ons seën in so nuwe jaar, 2026 waarin ons sê, maar ek kan. Ek kan met die Here se krag, kan ek. So, as die Here wil, is ek en jy oor 4 dae, is ons in 2026. Deo volente, ons sê altyd DV, Deo volente, as die Here wil. En dit is inderdaad so. Maar is ook so, dat God se woord vir ons baie duidelik sê, dat ons het ook 'n verantwoordelikheid om te kies, om keuses te maak, om besluite te neem, oor beginsels, oor ons beplanning, ons het ons beloftes, oor die beheer wat ons behoort te hê, 'n besluit in jou hart, besluit kognitief, oor die pad vorentoe, oor my beloftes, oor my verantwoordelikhede, oor my keuses, oor my lewe, en dit is tog so dat ons van die Here verwag, dat ons 'n doelgerigte lewe sal hê, dat ons in 2026 sal registreer vir iets wat van waarde is in God se oë. Ons lewe net eenmaal. En hierdie lewe gaan verby. En wat van ons sê, moet mense van ons sê? Of wat moet mense van ons onthou? Of ons lewe en of ons nie meer hier is nie. Wat moet mense van ons sê? Dat jy dapper was, dat jy gelowig was, dat jy pligsgetrou was, integriteit gehad het, dat jy loyaal was, dat jy gelowig was, dat jy jou verantwoordelikhede nagekom het, dat jy accountable was vir jou lewe en vir jou dade, dat jy 'n raakvat mens was, dat jy iemand is wat hulle ongelooflik mis? Of is jy maar net iemand wat sê, ek kies nou maar dat my lewe maar net so verbygaan. So verbygaan. En so ook 2026. Dit kan nie. Want sê nou maar net, jy sê dit ook vir God, dat jy ook nie omgee of God sê, of God sien, jy gee nie om nie. Dat God ook sê, ja, hy of sy het ook maar net 'n so lewe gehad, en 'n so jaar gehad. So ons wil baie graag ons verantwoordelikheid nakom, en iets doen, wat betekenis het vir mense, en vir God, en ons kan, ek en jy kan ook. En dit is belangrik, want daar staan tog in 2 Korintiërs 5 vers 10, of ons daarvan hou of nie, dit staan daar, ons moet immers almal eendag voor die regste stoel van Christus verskyn, sodat ons kan ontvang volgens wat ons gekies het om te doen in ons lewens, of dit goed is of kwaad. Jy kan nog kies om daai bladsy die Bybel uit te skeer, en hom op te vrommel en die asblik te gooi. Maar hy staan daar. En daar is ook iets anders wat daar staan, soos byvoorbeeld die gelykenis van die talente, of die goue muntstukke in Matteus 25, waar daar gepraat oor die ou wat 1 talent gekry het, of 1 goue muntstuk gekry het, of 2 of 5. En dat die ou wat 5 gekry het en 2 gekry het, hulle kant gebring, hulle het verdubbel, die ou wat 1 gekry het, het dit in die grond begrawe. En dat die oordeelsaankondiging van God gekry daarvoor. Maar die ouens het hulle talente nagekom het, en gesê, ek kan ook, ek gaan vir iets betekenisvol registreer, ek gaan my verantwoordelikheid nakom, ek gaan die hand van die Here vat, ek gaan met my talente woeker op 'n positiewe manier, soos die Here wil.
Hulle hoor hierdie ongelooflike woorde. Matteus 25 vers 31. Hierdie woorde waaroor ons droom, hierdie woorde wat ons net moet hoor. Mooi so. Goeie en getroue man, vrou, kind, seun, dogter. Jy was lojaal, jy was pligsgetrou. Jy het 'n verhouding met my gehad. Jy het gedoen wat ek wil hê jy moet doen met jou lewe. Kom in en kom deel in die vreugde van die koninkryk van die hemel. Dis mos wat ons almal eendag wil hoor. En dis tog op die spel ook in ons lewens. Ons kan nie net sê, ag vir in God se oë, in mense oë, het ek maar net 'n so lewe nie. Kom ons kyk bietjie na 'n jong onderskatte man met die naam van Dawid. Hy het wel die koning van Israel geword. Seker die beroemdste koning in 'n sekere sin wat Israel ooit opgelewer het. Maar hy was eers onbekend, onbemind en onderskat. Ek nooi jou om bietjie lekker saam met my te lees. Wees rustig en luister hier op die ou jaar, lekker saam met my wat daar staan in 1 Samuel 17. Dis 'n hoofstuk met 48 verse, maar ek kan net so 20 van die verse saam met jou lees. Ons lees daarby vers 10. Ons weet almal dit gaan oor Goliat wat Saul se leer en daarmee saam ook God verklein neer. Dis die opskrif van 1 Samuel 17. Die hele geveg tussen Dawid en Goliat. Ons ken dit almal baie goed, daarom lees ek net hier en daar iets uit hierdie bekende, beroemde, gewilde teks. Vers 10 van 1 Samuel 17. Verder het die Filistyn ook nog gesê, ek staan die linies van Israel al die hele dag en verklein neer. Gee my tog iemand dat ons te mekaar kan veg. Toe Saul is die koning van Israel. Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het die koning en die hele Israel geskrik en baie bang geword. Dan staan daar by vers 16, hy het dit 40 dae lank gedoen, in die oggend en in die laatmiddag. Dan lees ons, dat hier, buitekant die oorlogsfront, is daar 'n pa, wat sy seun sy oorlogsfront is, met die naam van Isai, en die jongste seentjie is Dawid, en hy sê vir Dawid, wat ons lees in vers 17, vat tog vir jou broers 16 kilogram gebraaide koring, en 10 brode, en bring dit gou vir hulle in die kamp. Dawid is toe nou weg, en hy kom by die gevegsterrein aan, daar staan by vers 22, Dawid het die pak wat hy gedra het, onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas, en na die linies, die oorlogsfront toe gehardloop. Hoor jy daai, hy het gehardloop, hy was entoesiasties om daar te kom, hy was lus om deel te wees hiervan, want hy se seentjie moet by die huis bly. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers, hoe gaan dit hierso? En terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvegter Goliat die Filistyn uit. En hy praat weer so. Dawid het dit gehoor. Dawid het dit gehoor. Hier en hier en hier. Vers 24, toe die Israeliete die man sien, weer eens het hulle almal vir hom gevlug en hulle was baie bang. En dan lees ons daar in die middel van vers 26. Vra Dawid, hierdie jong seun, vra die vraag, wie is hierdie heiden? Wie is hierdie Filistyn nogal dat hy die linies van die lewende God verklein neer? En dan lek hierdie opmerking uit by Dawid se oudste boetie, met die naam van Eliab. Daarvan lees ons in vers 28. Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat Dawid met die manskappe gepraat het, en Eliab het hom vir Dawid vererg. Hy het hom vir hierdie jong boetiekie vererg en gesê, ek ken jou vermetelheid en jou kwaadwilligheid. Lyk my sy boetie nie geken nie, of hy hom onderskat. Het jy net hierheen gekom om na die geveg te kom kyk? Het jy net hierheen gekom om 'n toeskouer te wees van hierdie geveg? Toe sê Dawid vir sy ou boet, vers 28 of vers 29, wat het ek nou gedoen? Vra hy vir sy ou boet.
Is dit dan nie 'n belangrike saak hierdie nie? Is dit dan nie 'n belangrike saak nie? Vers 31, die woorde wat Dawid gesê het rugbaar geword. Hierdie kind wat hierdie goed sê, het dit, almal het dink, dit het tot by die koning uitgekom. Die manskap het dit vir Saul, die koning, vertel, en hy het vir Dawid laat haal. Vers 32, 'n mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan, en ek sal teen hierdie Filistyn gaan veg. Maar die koning Saul sê vir Dawid, nee, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, my seun, want jy is jonk, en hy is 'n vegter van kindsbeen af. En dan lees ons verder, dan kom by vers 37, dan staan daar verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het hy nou met Saul, die koning, gepraat, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my ook red uit die kloue van hierdie Filistyn. Toe sê die koning vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Dan gaan ons 'n bietjie verder aan na vers 45 toe. Dawid sê toe vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat jy kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Ek dink ons lees nou lekker saam, ek dink ons in die hele hoofstuk lees, vers 48, toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die gevegsterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak. Jy hoor daai vinnig gehardloop, daai entoesiasme. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en die klip was Dawid sterker as die Filistyn, het hom verslaan en hom doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard aan hom gehad nie. Toe Saul vir Dawid sien uitgaan om die Filistyn te ontmoet, het die koning vir Abner, die hoof van die leer, gevra, Abner, wie se kind is hierdie jong man? Abner het geantwoord, so seker as u leef, u majesteit, ek het nie idee nie, ek weet nie. Die koning sê toe vir hom, vra tog wie se kind hierdie jong man is. En as dan by vers 58, ja, ek dink ek sê hoofstuk het 40 verse uit, 58 verse, lieflike hoofstuk. Daar staan aan die laaste woorde, die kind van u onderdaan Isaai, kom uit Bethlehem, het Dawid self die koning geantwoord. Ja, daar het ons dit, 'n jong skaapwagter, 'n onderskatte jong man, verander die atmosfeer. Hy verander die totale situasie van 'n totale weermag en totale volk en 'n nasie, omdat hy geglo het, God het hom nodig. En daarom het hy gesê, ek kan ook. Dit wat Dawid gedoen het, nadat hy reus geval het, wat het hy agter sy rug gebeur? Al daai bang soldate en die bang koning het hulle wegkruipplekke uitgekom en hulle het kom aanspraak maak op die oorwinning wat een vir hulle behaal het. Wie is daai een? Daai een kan ek en jy ook wees. Wie is daai een in die jaar 2026? Glo jy, soos Dawid, dat God sterker is as die Goliate van die wêreld? Sterker as die reuse wat in jou pad staan? Is jou geloof ook sterker as jou eie liggaamskrag? En dat jy ook die vermoë het om bokant jou gewigsgrens te kan boks vir die Here? Het jy tweedens die dapperheid van 'n seentjie Dawid? Dapperheid beteken nie dat 'n mens nie bang is nie. Ja, natuurlik is jy bang. Dapperheid beteken dat jy vorentoe gaan ten spyte van die realiteit en jou vrees in jou hart wat in jou borskas bons.
Derdens, kan jy soos Dawid die godslasterlike reuse in jou lewe aanvat, sonder dat jy iemand se ondersteuning het? Kan jy in 2026 die vletjieblaser wees? Al beskerm die regering jou nie, as jy 'n vletjieblaser is vir korrupsie in hierdie land nie. Ons gemeente so 'n man, wat eintlik sy lewe in gevaar stel, dalk die van sy gesin, om dood eenvoudig vir die plaaslike owerheid verantwoordelik te hou vir hulle wanbestuur en vir hulle misdadigheid. So is daar ook 'n vrou in ons gemeente wat dopgehou moet word en hier en daar moet beskerm word, maar hulle kan ook nie heeltyd nie. So sy moet kyk waar sy ry, watter tyd sy ry, watter roete sy ry. Sy moet heeltyd al haar speeltjies kyk en baie versigtig wees en altyd baie oplettend wees, omdat sy korrupsie ontbloot by 'n spesifieke belangrike werksplek. Nou in my oë en in jou oë is hierdie mense soos helde, soos heldinne. So, gaan ek en jy ook in 2026 registreer vir dit wat God wil hê ek en jy moet doen. Sal ek en jy skrik vir die Goliate van die wêreld se grootte en vir hulle groot monde? Kan ons dit regkry dat die volgende sin in ons lewens waar wees van 2026? Innerlike krag, geloof, karakter, beginsels kan die skynbaar onoorwinnelike oorwin. Daai woorde so 'n bietjie nes maak in jou hart en jou gedagtes. En natuurlik is daar nog baie sulke ander mense in ons wêreld, en baie sulke mense ook in die Bybel. Kom ons noem gou 'n paar voorbeelde. Moses, wat aanvanklik skepties was en negatief was, onseker was, wantrouig was, oor wat die Here vir hom gesê het, toe hom geroep het daar in die woestyn. Hy word uiteindelik die man wat die moed gehad het, die dapperheid gehad het om die magtigste man van sy tyd, die Farao, te konfronteer en te oorwin. Joshua het Israel in gehoorsaamheid gedien en in dapperheid aangevoer, ten spyte van die versterkte stede wat hy moes aanval. Gideon het die magtige Midianitiese weermag oorweldig met 300 man. Ester het haar lewe op die spel geplaas vir haar mense, deur haar dapperheid, deur haar geloof, deur haar selfopofferende gesindheid. Dat staan daar in Ester 4 vers 16, lees dit self. If I perish, I perish. As ek moet omkom, dan moet ek omkom. Daniël het getrou gebly aan die Here, ten spyte van dreigemente dat hy doodgemaak gaan word. Sadrag, Mesach en Abednego het geweier om voor afgode te buig, terwyl hulle lewens ook in gevaar was. Nehemia het spot verduur toe hy die mure van Jerusalem herbou het en ook die tempel herbou het. Hy het hoeveel mense hom gespot. Dieselfde het gebeur met Noag toe hy sy ark gebou het. En wat van Maria, wat net stil swyend haar onsekere toekoms net aanvaar het, want God het gepraat. Petrus, Paulus en ander apostels het met groot dapperheid die evangelie verkondig, ten spyte van die feit dat hulle lewens in gevaar was. En dat uiteindelik van al die apostels net Johannes nie vermoor is nie. Wie is daardie een in 2026? Baie keer sê mense vir ons, ag, moenie so wees nie, as ons nie wil saamwerk nie. Kom ons gaan nie daar nie. Dit gaan 'n wêreldse verskil maak aan mense om ons. As ek en jy ons lewensmaats, ons gesin, ons familie, in ons werksplek, in ons kerkplek, daardie een wees, wat ons beloftes nakom, wat loyaal bly, wie sy gesindheid reg is, wat ja sê vir wat ons voor moet ja sê. Sê, ek sal daai een wees, wat dit gaan doen. Dit gaan 'n groot impak maak, soos
wat Dawid gemaak het. As ons by ons beginsels bly. As ons 'n heilige woede ontwikkel vir dit wat God se naam, God se woord, God se kerk verneder, al is dit dan vriende. Die geveg wat Dawid en Goliat mekaar gehad het, wys vir ons dat God jou seën as jy die regte besluit neem. Dit is duidelik in die geveg van Dawid met Goliat. God seën hom in die regte besluit te geneem het. Dit wys ook vir ons, tweedens, dat geloof staande bly, wanneer ander mense in hulle geloof val. Dit wys ook vir ons in die derde plek, dapper mense, dat hulle nie gebore word nie, maar omdat hulle glo, en omdat hulle gehoorsaam is, omdat reg is en verkeerd is, daarom kan hulle gehoorsaam wees. Die verhaal van die ware geskiedenis van Dawid en Goliat wys vir ons ook, dat twee mense dieselfde omstandigheid verskillend kan sien. Dieselfde reus verskillend kan sien. Die een sien hom as 'n onoorkombare probleem. Die ander een sien hom as 'n platform waar ons God se krag gaan sien. As 'n bewysplek waar ons God se krag kan sien. Vir Israel was Goliat te groot om te oorwin. Vir Dawid was Goliat te groot om te mis. Vir Dawid was Goliat te groot om mis te gooi. Geloof is nie om die reus te ontken nie, maar om te verklaar dat God groter is as die reus. Help om in jou lewens dan die probleem te vergroot. Vergroot eerder vir God. Spreek geloofswoorde. Want die vreeswoorde, die ongeloofswoorde wat daar in daai Israelitiese laar rondgevlieg het gemaak dat almal bang geword het. Want daar's hierdie woorde wat hulle gedagtes en harte beset het. Ek sê mos altyd, jy kan nie keer dat 'n kraai oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat 'n kraai in jou kop nes maak. Of baie keer praat iemand van die dief tussen ons ore, pas op vir dit. Dawid het dit nie gehad nie. Dawid het geloofswoorde gesê. En dit het alles verander. En God het hom gehoor, en God het hom geseën. Vra en dink ook, wat het God al in my verlede gedoen? Wat God in die Bybelse geskiedenis gedoen? Wat het God ook in my lewe, hoe oud of hoe jonk ek nou is, al gedoen? Hoekom kan hy nie hierdie ook doen nie? Hoekom kan ek nie ja sê vir hom, daai een wees, ook so wees, en hierdie oorwinning behaal, en hierdie geveg afhandel nie? In 2026, kom ons wees dapper, kom ons wees lojaal, kom ons wees gelowig, kom ons wees betroubaar, kom ons hou by ons beginsels, kom ons hou by ons beloftes, wees daardie een, soos die mense waaroor ons vandag praat. Wees daardie een, wat vir jou beginsels, vir jou trou aan jou vrou en man en kinders en gemeenskap en God onthou sal word. Wees daai een wat kies vir dit. Seën vir jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die jaar dit met ons was. Ons loof U vir die jaar 2025 waarin U ons geseën het. Ons bid ook dat U vir ons sal dra ook in 2026. Ons het ook 'n uitdagende jare vir ons wag. Ons het ook 'n paar reëse wat reeds voor ons staan. 'n Paar Goliate wat vir ons wag dalk wat ons nie van weet nie. Here, ons bid net dat U vir ons soos 'n Dawid sal lei. Dat ons ook 'n Dawid hart sal hê wat dood eenvoudig vas in U glo en vas by U staan en 'n verskil wil maak. Dat daai een
wil wees. Wat my gesin, my familie, my gemeenskap, selfs my kerk, moet red. Wil U vir ons daartoe seën. Dat ons daai een kan wees wat alles verander, soos Dawid alles verander het. Alles om het verander. Wil U vir ons ook daai moed en daai dapperheid te midde van die gevaar gee in hierdie jaar wat voorlê. Wil U ons hand vat, as hierdie geveg instap, en wil U vir ons die oorwinning gee, tot U eer, tot voordeel van ons mense. Amen. Mag jy gaan fantastiese jare wat voorlê. Praat weer, totsiens.